Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie Vrydag, die 22ste Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ons lees in die boek van Jeremia, hoe Jeremia gestuur was om te profeteer teen Israel, teen Jerusalem en daai daar, teen Juda. En hulle wou nie luister nie. Hulle wou eerder die profeet se mond toegemaak het. Sien, die mense van daai dae was besig om Baal aanbidding te doen. Hulle wou nie gehoor het dat God gaan kom om hulle pak slaag te gee nie. Dis baie soos vandag, mense wil nie hoor dat God tug nie. Mense wil nie hoor dat God straf nie. Mense wil nie hoor dat God toorn bring omdat die mens ongehoorsaam is nie. Hulle wil eerder net hoor van genade en liefde, terwyl God pak slaag gee. Jy sien, wanneer die mensdom verkeerd handel in die oë van ons Vader, dan gebeur daar slegte dinge. Jeremia 32 vers 2 sê, die leer van die koning van Babel het toe Jerusalem beleer, en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhof van bewaking wat in die huis van die koning van Juda is. Jy sien, Sedekia wat die koning was, wou nie gehoor het wat gaan gebeur nie, maar tog het Jeremia vir hom gesê dat Sedekia se oom gaan kom om sy grond aan hom te verkoop. En dit het so gebeur, maar nog steeds het Sedekia nie geglo nie. Nog steeds het hy nie ag gegee en vir die land gesê, gooi weg al julle afgode, brand julle afgode uit, gooi weg die dinge wat nie reg is nie, raak ontslae van die sonde in ons huise. Eerder het hy die profeet toegesluit wat kom waarsku, want hy wil nie hoor daar kom straf nie. En dit het toe so gebeur. Dit het presies so gebeur, en die Here het vir Jeremia tog gesê, na alles hierdie dinge, na al die slegte dinge, gaan God tog gehoor gee aan die volk en weer alles herstel. Jeremia 32 vers 36, daarom so spreek dan nou die Here, die God van Israel, aangaande hierdie stad waarvan julle sê, dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee, deur die swaard en die hongersnood en die pes. Jy sien, wanneer ons na Openbaring toe gaan, en ons gaan kyk in hoofstuk 6, vers 1 tot 8, word daar gepraat van die 4 perde. En hierdie 4 perde bring een ding, hongersnood, oorlog, pes. Dis die swart perd, die rooi perd en die valperd. Dit bring dood, want die mense wil nie na God luister nie. Die mense wil hulle eie God skep. Kyk, ek laat hulle by mekaar kom uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap, en ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, en ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. En ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie, en ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. Hoekom is ons so ongehoorsaam? Hoekom doen ons die dinge wat ons nie moet doen nie? Hoekom wyk ons af van die pad waarop die Here ons rig? Hoekom gaan ons agter die vleeslike begeertes aan? Hoekom? Terwyl God net een ding van ons verwag, om hom te dien met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons krag. My vraag vir jou vandag is, hoeveel keer 'n dag praat jy met die Vader? Hoeveel keer 'n dag eer jy hom? Gee hom lofsang, gee hom dank vir alles in jou lewe. Kom ons maak 'n punt daarvan, sodat hy ons kan sien in die dag van onheil, sodat hy ook aan ons kan dink en weet, dat ons kan weet,
dat sy belofte is op pad, vir almal wat gehoorsaam is. Sy belofte is op pad en hy is regverdig. Vers 41, en ek sal my oor hulle verheug, om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle deursaam in hierdie land plant met my hele hart en met my hele siel, want so sê die Here, soos ek oor hierdie volk gebring het, al hierdie groot onheile, so bring ek oor hulle al die goeie, wat ek oor hulle spreek. En daar sal grond gekoop word in hierdie land, waarvan julle sê, dit is 'n wildernis, sonder mens of dier, dit is in die hand van die Chaldeërs oorgegee. God verander elke ding. Elke saak verander hy. Ten goeie van onsself. Want ons moet hom eer. Ons moet hom aanbid. Ons moet hom loof. Ons moet hom bedank. Want hy gee aan wie hy wil. Hy straf wie hy wil. Hy lig op wie hy wil. Hy versterk wie hy wil. Ons moet ons verheug in hom. Ons moet ons geloof in hom plaas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord vandag, Here. Vader, help ons om nie af te wyk van die pad nie. Help ons om op die pad te bly, dat ons nie ons verskuldig aan die dinge waarvan die ou Israel ook hulle self verskuldig het nie. Vader, dat ons in die gehoorsaamheid sal wandel en dat ons na U sal kyk in vrees, Here. 'n vrees wat ons moet hê in respek vir U, omdat U die God is wat hemel en aarde gemaak het. U kan enigiets laat gebeur, Here. U kan breek, Here. U kan bou. U kan seën, U kan straf. En daarom, Here, weet ons hart is by U. Hemelse Vader, versterk ons op hierdie dag. Maak ons geestelike oë en ore oop, dat ons dit by U sal hou. Dat ons dit sal toehou vir die bose dinge. En dat ons in die goeie grond sal saai, Here. Dankie, Vader, vir hierdie dag. Dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir U heerskappy. Dankie dat U ons beskerm teen die bose. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.